Prys sy soete naam. Prys hom. Ek is vanmôre opgewonde om met u te deel iets wat die Here op my hart gelê het. Met die tema vervul jou roeping. Ek wil vanmôre hierdie woord aan u bring, vervul jou roeping. God het met my gepraat, baie duidelik, baie suiwer, en ek het 'n woord vanmôre vir u. Ek het vanmôre 'n groot sleutel vir u. Partykeer wanneer ek woord bring, dan sê die Here spesifiek is 'n sleutel. Nou daai sleutel is in jou hand en jy kan besluit, gaan jy met hom deure oopsluit of gaan jy die deure toehou? Jy het vanmôre die keuse, die sleutel is in jou hand. As mense wat sit en huil in 'n kamer of sit en huil in omstandighede, maar hy sit met die sleutel. Hy moet besluit om oop te sluit. Of hy kan huil omdat ander nie vir hom wil oopsluit nie. Maar vanmôre is die sleutel in jou hand. Ek deel met iemand die week en ek sê, ek wil net 'n paar goedjies duidelik stel, wat ek wens die mensdom wil verstaan, kan dit begryp. En daar's 'n paar goed, onder andere, een is, niemand skuld jou niks. Die lewe skuld jou niks. En die Here skuld jou nog minder. Dit wat jy vanmôre wil bekom, wat jy wil behaal, wat jy wil verkry, moet jy self na streef en jy moet gaan haal. God seën dan 'n poging, God seën nie niks nie. Sê amen. Amen. Kom ons gaan aan. Die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 9 vers 10, ek lees hy ou vertaling, die ware woord van die Here. Hy sê, en mag hy, met 'n hoofletter, dis nou God, wat saad verskaf aan die saaier, sê saam met my, saaier, ook brood verskaf om te eet aan julle, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Mag hy wat saad verskaf aan die, sê dit weer, aan die, ons moet nou mooi snap vanmôre wat hier aangaan. God het elke mens geskep met 'n doel. God het elke mens van ons geskep met 'n vermoë, met 'n talent, met 'n gebore gawe, met 'n gebore talent. Baie mense het hom nog net nie ontwikkel nie. Hulle het gedink sit is dalk hulle gawe, maar nee, stellig nie. Jy moet jou gawe gaan ontdek en jy moet hom beoefen. Ons het nou al gesien wat sy gawe is wanneer mense dink sy gawe is om in ons staat of parlement te wees en hy hoort nie regtig daai, dis nie heeltemal sy gawe nie. Party ouens is gemaak vir sekere jobs en ander ouens nie. Stem nie saam. En dis nou sonder om vingers te wys, is net die logika. As ek nou vanmôre hier sal wees en ek sit nou hier met 'n tennisraket en 'n rugbybal en 'n sokkerbal en golfstokke. En hier sal hulle nou staan en een man staan hier met sy tokse en die kousies lekker opgetrek en hy's reg en hy mouthguard in en jy kan sien hy skrampet aan. Wat gaan jy vir hom gee, die golfstokke? Wat gaan ons vir hom gee? Jy gee vir hom die rugbybal wat pas by waarvoor hy geroep is. Want hy kan dalk snaakse goedjies aanvang met die ander goed. Jy kry party ouens wat begaafd is, wat alles kan gebruik. En dan sal jy nou die ou kry met die golfstokke. Nou as jy nou hierso vir die sokkerspeler die golfstok in die hand moet sit, kan dit nogal gaas wees. Ek weet ook nie party daar of golf regtig my talent is nie, maar ek traai om beoefen. Al is dit net om dit af te boek as 'n vasdag of 'n vernederingsdag, maar ek doen dit. Nou, tussenin kan ons paar goed beoefen, maar jy gee iets wat pas by iemand vir wie dit toekom. En die Here begin met my praat. Ek het 'n tyd en tye terug het ek 'n gesig gehad. Terwyl ons besig is om te bid, ek dink ek het nog hier gesit, volgende oomblik sien ek 'n Bybelfiguur. En ek sien hy het so 'n groot sak, lyk soos hier meelsakke in sy hand. En ek sien hy buig so af na 2 persone toe. Maar die eerste Bybelspersoon vir wie hy dit so om dit so uitgooi en ek sien 'n saad en saad val so in sy hand. Toe ek sien dit val so in sy hand, toe sien ek hy maak so.
Hy gooi al so in sy mond, weggesit. En hy staan weer. En ek kyk die gesig so en volgende kom hy by die tweede ou. Nou wonder ek, wat gaan hy maak? En toe hy by die tweede ou kom, toe gaan hy en hy gooi vir hom die saad so in sy hand, en het val so in sy hand, en ek sien die hoopie soos die saad maak. En hy verdeel dit so. En hy eet hierdie, en hy vat hierdie, en hy saai dit, en hy plant. En volgende oomblik die gesig sien ek, soos waar hy geplant het, sien ek, hier kom 'n ry, hier kom die saad op. Hier begin dit 'n opbrengs maak. En die Here sê vir my, baie mense is so gulsig as hulle kry, sluk hulle als in. En hy het altyd behoefte, hy het nooit niks nie. Party mense het geleer om te saai en die res te vat om van te lewe. En hy sal altyd hê om van te lewe. Party mense is geroep met 'n beersmentaliteit. Jy het nooit genoeg nie. Jy soek altyd meer, soos Judas. Wie was soos 'n mooi voorbeeld in die Bybel? Judas. Julle onthou vir Judas, oom Judas. Ja, oom Judas het gehuil en gesê, hoekom wil sy hierdie olie op die voete uitgooi? Ons kan dit eerder verkoop en al daai geld, 300 pennings, ons kan dit eerder vir die arme mense gee. Jy lieg, man. Hy het somme gemaak. Hy het geweet hoeveel hy kan steel sonder dat hulle agterkom, het raak weg. Judas is self die een wat gesê het, ek sal Jesus verkoop, wat kry ek uit die deal uit? Wat kry ek? Ek sal hom verkoop. Sê hy, wat ons bereid is om te gee is, prys van 'n slaaf, hy is nie vir ons baie werd nie. Judas het wel baie meer geweet, want as jy kyk, hoeveel mense het aangekom om gevange te neem, kan jy sien dat Judas moes hulle 'n paar getuienisse vertel het. Hierdie is 'n godsman. Maar nee, moenie worry nie, Judas. Moenie nou worry nie. Ons gaan vir jou, ons gee jou die prys van 'n slaaf. Ja, is alright, ek settle vir dit. Is daar iets in my sak? Is niemand anders nie, is myne. Ek kan iets skor uit die deal uit. En hulle gee vir Judas 30 silwermuntstukke, die prys van 'n slaaf vir ons koning Jesus. En op die einde van die dag het Judas nooit genoeg gehad nie, dat hy so op 'n plek gekom het, dat hy sy hand in sy eie lewe geslaan het, want nooit het hy genoeg gehad nie. Hy het 'n soeke gehad na iets wat hy nie kon kry nie, want hy wat by hom was, wat dit kon vervul, het hy nie 'n geleentheid gegee nie, want hy was besig met geld, hy was nie besig met God nie. Ander ouens kom op 'n ander plek, soos met die kruik, sê ek het net so 'n bietjie meel en bietjie olie, ons gaan dit maak vir my en my seun, dan gaan ons sterwe. Profeet sê nee, dit gaan nie so wees nie. Jy gaan eers vir my ietsie klaar maak, dan kan dit, as al oor is, kan jy vir jou en jou seun maak. Sy kyk dit so, sy sê nee, meneer, gesand van God, gesalfde, is nie genoeg nie. Hy sê, nie worry nie, het sal nie opraak nie, tot die Here voorsien. En sy gaan en sy begin, sy maak daai goedjies, sy skep. Sy sê, maar Jesus, jy bly bietjie oor. Hey, haas nog meer, ons gaan nou nie eet, Boeta. Sy kyk, jy man, en sy maak daai goedjies gaar, en sy maak daar vir hulle 'n lekker dingetjie om te eet vir die profeet. En God het, omdat sy geglo het, vir haar daai kruik gegee, genoeg, laat sy nie dood gegaan het, sy of haar seun nie. Daar was meer as genoeg, dat sy kon lewe. En dan kom jy verder, jy kom by die vaat of die barrel. Volgende oomblik, wat gebeur? Hulle wil my kinders vat, ek kan nie my skuld betaal nie. Ek sê, wat het jy? Sê, ek het olie. Sy sê, nie, gaan leen kanne by al jou mense. Gaan kry gou kanne. Kyk gou wat God gaan doen vir jou. Ja, maar ek het net 'n bietjie olie, wat gaan ek... Luister jy net, moenie jy dink nie, ek doen die dingwerk, doen jy die job. Wie van julle het al gewerk? Weet jy julle eie besigheid? Het jy al gesien wat kos het jou as iemand anders die dingwerk wil doen? Ek sê vir baie keer vir ons, jy is nie geroep om te dink nie, ek doen die dingwerk, jy doen die doenwerk. As ons dit omdraai, is dit chaos. Want ek kan dit nie so mooi doen soos jy nie. Ek wil nou nie sê, jy kan nie so dink soos ek nie, maar is ook eintlik heel duidelik. Maar in elk geval, nou gaan ons aan. Hy sê, nee, kry kanne, en hulle bring al die kanne by mekaar. Halleluja! Oh, glory to God, en die profeet van God bid, en hulle gooi daai olie oor. En hy vat daai fles en hy gooi hom in daardie groot dromme, in daai groot kanne wat hulle bring. En hy sê, bring nog. Hy gooi my, hy sê, hierdie ding is 'n lekker jak hierhoor. Hy raak nie op nie. Hier hy gooi, en ek dink, hy ou se verbasing om te sien wat God doen.
Halleluja, en so gaan hulle. En dan sê hy, bring maar nog, hier's nog bietjie. Hy sê, hey, kyk al die kanne wat vol is, ons het nie meer nie, al die bier is klaar. Hy sê, okay. En God voorsien so baie, dat hy kon verkoop, om uit al sy probleme uit te kom. Woo, glory to God. Toe kom maar nog, ja, gee die Here gou eer. Toe kom daar 'n volgende mannetjie. Hy sê, nee, ons sit nou al lank, is amper lunchtyd. Ek sien hulle praat bietjie daar. Ek hoor Jesus sê, hy gaan julle vir hulle kos gee. Hy hoor die disippels sê, waar gaan ons kos vir al die mense kry? Hy sê, maar ek het daar so 5 broodjies en 2 vissies. Ek moes hulle nou verkoop, maar my ma sal seker verstaan, man. Hier mense is honger, ek ken my ma, sy gee ook vir hulle as hulle honger is. Hy sê hierso, sê daar vir Jesus, hier's my mandjie, ek sal my mandjie gee vir hom. Ek sal hom vertrou. Vat die mandjie gaan. En terwyl hy so stap met die mandjie, en het vat hom vir Jesus, halleluja, toe begin Jesus dit te vermeerder, dit begin te multiply, halleluja, en 5000 man, nagenoeg 15,000 mense eet, van 5 broodjies en 2 vissies. Het jy geweet, God kan 1 mandjie so baie maak? Jy dink is niks. Little is much when God is in it. Bietjie is baie as God in dit te sê, amen. Woo, glory to God. En volgende oomblik sê hy, hoorie, maar ek was bereid om 'n enetjie te gee. Hulle sê, hoorie, Boeta, staan vas. Hier kom net weer vir jou terug. Jesus het vir jou 'n surprise. Jesus, maar nou is dit 12 mandjies. Ek neem aan daai disippels het elkeen 'n mandjie moes vat en terugdra huis toe. Hulle moes almal hom help dra. Hy kom maar by sy ma en sy ma sê, wat het hier gebeur? Ek het jou gestuur met 1, jy kom met 12 terug. God het vermenigvuldig uit gehoorsaamheid vir God se plan, sê amen. En weet jy, dan kom jy by die laaste een. Josef word verkoop. Ag, my lewe is verdriet. Hulle verkoop my omdat God my geroep het. Hulle verkoop my omdat mense jaloers was op my. Het hulle my put gegooi. Hulle het my 'n slaaf gemaak. Ek het maar net probeer doen wat reg is. En mense het my teleurgestel. Die kerk stel te leer. Almal stel te leer. Hy hou pity party en hy gaan te kere. En hier kom hy en hy eindig hierso in die koning se paleis op. En hy dog, okay, wat moet ek nou hier doen? Nou kom die auntie. Dis nou die auntie van die koning. Ek neem aan sy was 'n mooi auntie. Want die koning vat nie lelike aunties nie. Want hy kan kies en keer, en ek dink nie sy moes te veel praat nie, anders ry daar in vir iemand anders. Nou kom hier die mooi auntie. En sê, hey boetie, ek like jou. Hy kom al deur teleurstelling, hy kom deur seer, hy's verkoop, hy's verwoes, hy's vernietig, sy lewe het baie teenstand beleef. En nou kom hierdie auntie en hy sê, Here, maar ek weet waarvoor u my geroep het. En die auntie sê, hey, ek wil jou 'n bietjie beter leer ken. Soos my vrou gesê het nou die dag, toe soek sy 'n Ben 10. Nou in elk geval kyk jy so, hy sê, nee, wow, ek moet my salwing bewaar, laat ek gaan, is al wat ek nog kon behou, is my salwing, laat ek gaan. En hy hardloop, hey, Boeta, jy moet vashou, gryp sy oorbaadjie, sy kleed. Sy sê, sien julle, hierdie mannetjie het my probeer vasdruk. Hy doen die regte ding en hy word gestraf daarvoor. Daar eindig hy op in die tronk. Moeilikheid is 'n lang storie kort te maak, op einde van die dag gebruik God hom weer, God tel hom op, want God het 'n doel met hom gehad, van in sy pa se huis, tot in die put, tot waar hy verkoop is, tot voor daardie vrou, tot in die tronk, tot voor die koning. God het 'n plan, God het 'n doel, en God sal jou nie los, as jy aan jou salwing kan vashou nie. Hou jou salwing vas. En die koning sê, wag, dit wat jy gedoen het, ek stel jou aan met die sleutels van die voorraadskure van die hele streek, van die hele land. En God sit hom in beheer van alles, sodat sy hele familie kon terugkom.
Almal wat hom te nagekom het, hou die Here behoue omdat hy gehoorsaam was. God gee saad vir die saaier. God seën 'n poging. God seën nie niks nie. Ek wil hê jy moet dit vanmôre saam met my sê, maar jy moet dit verstaan. As jy nodig het om dit 3 keer te sê, doen dit. As jy nodig het om dit in Engels te sê, doen dit. God seën nie niks nie. Here, U moet my seën. Here, nee, U het my geroep vir gawes en om te bedien, U het my geroep. Here, Here, ek wil profeteer. Here, praat met jou, maar jy gee vir niemand die woord uit nie. God gee die woord van profesie vir die profeet om te spreek. Amen? Baie mense, die Here het dit vir my gewys. Hoekom het jy dit nie uitgebring nie? Want na die tyd het die Here nogal vir 'n paar mense baie dinge gewys. Ek het julle mos al vertel van die man. Verskoon. Hy is ook doenig tussen die profete. En hy weet mos nou hoe die ouens soek egtheid. Terwyl die manne so in die diens besig is, kom hy ook en hy staan rond en hy begin profeteer. Nou moet hy homself bietjie bewys hier tussen die groot kokkedore. Hy volgende oomblik sê, die Here sê, jy rook mos skelm. En as 'n bewys dat die Here praat, ek het jouself gesien. Baie mense wil goed sê nadat hulle dit gesien het. Of na die tyd, is mos dit na die maal. God gee saad vir die saaier. Die Here begin met my praat en gee my hierdie gesig en die Here sê vir my, ek gee saad, Jacques, vir die saaier. Hoor jy my? Ek sê, Here, ja, ek weet, ek ken die skrif. Here sê, nee, luister mooi. Ek gee saad vir die saaier. As God vanmôre vir jou saad gee, wat hy uit die woord profeties sê, ek gee saad vir jou, en jy leer nie om te saai nie, sal jy altyd behoefte hê, en dit sal nooit finansiëel met jou goed gaan nie. Ek gaan jou mond vir my opblaas, gaan hom maar net weer met afblaas. Ons het eise agter. Is te veel mense wat wil hê dit moet finansiëel goed gaan. Ek wil finansiëel begin op 'n plek omdat ek finansiëel onafhanklik is. Ek wil genoeg hê. Ek wil nie net leef nie. Ek wil nie net oorleef nie. Ek wil bietjie leef ook. Is dit so? Ek wil hê dit moet goed gaan. Maar God sê ek gee saad aan die saaier. As jy vanmôre as jy staan, jy dien die Here, maar jy's nie 'n saaier nie, gaan God jou nie kan vertrou met die saad nie. As jy vanmôre hier is tussen die kinders van die Here en jy is nie iemand met 'n hart om te bedien nie, gaan God jou nie die gawe gee vir daai bediening nie. Amen. God gaan nie vanmôre vir jou die inspirasie of die profetiese woord gee as jy nie profeteer nie. Want God gee die profesie vir die profeet. God gee die openbaring vir die leraar om te gaan sê, so sê die Here, en die lering te doen, die openbaring. Geen leraar kan gaan leer as hy nie eers die openbaring van God ontvang het nie. Vanmôre gee God sekere mense, nie almal nie, ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Almal van ons is nie geroep vir saaiers nie. Daar's baie ouens wat die lande moet afoes. Daar's baie ouens wat moet werk, maar daar's sekere ouens wat geroep is vir saaiers. God gebruik sekere mense om te saai. En dit praat nie net van geld nie. Ja, geld is ongelukkig soos hulle sê, money make the world goes around. Niemand van ons kan sonder geld nie. Maar as jou lewe geld is, ek sê weer, as niemand so arm soos hy wat net geld besit nie. Hoor jy vir vanmôre? Maar as God jou wil maak die saaier, gaan hy slegs vir jou voorsien as jy jou roeping gaan vervul. Ek gaan nie die rugbybal vir die golfspeler gee nie, want hy gaan skade maak met hom. Hy gaan iets snaaks doen. Hy gaan dink hy gaan hom dryf dalk met sy eenhout, sy drywer, of hy gaan hom die pitching wedge wil tussen die pale deur pitch of chip. Dit gaan nie werk nie. God gee vir jou wat hy jou mee kan vertrou. Sê die woord nie, oor weinig is julle getrou, oor vele stel ek julle aan nie. God sê vanmôre,
Ek gee saad vir die saaier. Ek wil vanmôre op opdrag van die Here en leiding van die Heilige Gees iets doen, wat onteens ook by geleentheid gedoen het, en het so my geraak, en terwyl ek bid, gee die Here my weer daai gesig, en die Here sê, ek moet dit doen vanmôre. Is dalk baie keer moeiliker as wat ou dink, maar is tog die moeite werd. Hulle sê, as jy nie gee tot dit seer maak nie, dan het jy genoeg gegee nie. Ek praat nie baie oor tiendes en geld nie, julle ken my, julle wat my lang ken sal weet, 17 jaar wat ek in die bediening is, dink ek is dit die 4de of 5de keer wat ek ooit in 17 jaar oor praat. Maar dit gaan nie moeilik met almal van ons, net emosioneel nie. Dit gaan nie moeilik met almal van ons net liggaamlik nie. Een van ons hoofaspekte in ons lewe is finansies, is dit so? As ek by die kerk kan leer oor die gees, en kan ontvang vir die vlees, dan moet ek seker finansiëel ook die Here kan vertrou of nie. En die Here sê vanmôre vir my, Jacques, ek stuur jou vanmôre om te gaan. En ek gaan vanmôre hier staan. En ons gaan vanmôre die offergawes opneem, maar anders as gewoonlik. Die wat agter wil bybring met die kaart is welkom. Baie ons sê, nee, maar ek wil gee, maar ek het nie. Ek wil graag bydra, maar ek het nie. Ek wil vanmôre gehoorsaam wees. Ek het vanmôre deur die Here se genade saad gekry. Ek het saad in my hand. Ek gaan vir u gee, u wat nie het nie. Elkeen van u wat nie het nie. Nou nie almal nou net kom nie, die wat nie het nie. Kom haal vir jou 'n buffeltjie. En die buffeltjie is joune. Dis nie meer myne nie. Want as ek hom nou vir jou gee, is dit joune. Reg, julle het saam mooi gesê. Dis joune. Dan het jy 'n keuse. Sluk hom of saai hom, sodat daar vir my opbrengs kan wees. 'n Boer kan oor sy lande kyk tot hy pink eyes kry. Daar sal niks opkom as daar nie saad in die grond is nie. Baie mense wat sê, ja, maar my lewe is nog nie so dat ek kan saai nie. Ek sukkel om deur te kom. Vanmôre wil ek vir jou sê, dis altyd makliker om iemand anders in te gee as jou eie. Ek onthou toe Jacques klein was, hy was altyd 'n gawe seun. Soos ergens kom, wie van julle soek iets my pa sal koop? Hy was 'n verskriklike gawe kind. Nou vanmôre wil ek vir jou sê, ons gaan die offergawes hier kom gee. En ek wil vra dat ons dalk blok vir blok gou sal uitkom. Maar ek gaan vanmôre hierdie saad hê en ek wil vra, jy wat nodig het, moenie skaam wees nie, asseblief, moenie skaam wees. Jy's dom as jy maak of jy skaam is. Jy moes gesien as hulle vouchers uitdeel, hoe hardloop jy vergeet al jou menswaardigheid. Tannie met hoekskoene en fancy snyerspakkie, sy kruip op die grond rond. Ek sê vanmôre vir jou, julle klomp blyk of julle die wegraping wil deelneem. Waar gaan julle? Ons gaan nou daarby kom. Julle gaan nog ook saad kom saai vanmôre. Hoe jonger jy begin saad saai, hoe vroeër in jou lewe is jy suksesvol. Amen. Ek gaan vanmôre hier staan. Ek gaan daai kant staan, julle kan hier ombeweeg. Of ek gaan sommer hier staan. Ek staan lekker hier. As jy vanmôre kom en sê, Here, ek het nie. Vanmôre gaan ek vir jou hou. Jy kan saad vat, maar ek sê weer vir jou. Jy kan hom vir jou in jou sak sit. Jy mag, hoor, is nie steel nie. Ek gee hom vir jou. Maar as die koppie dom is, gaan die lyfie suffer. Of jy kan vanmôre sê, Here, dankie vir saad. Ek saai vanmôre. Hey, daar gaan hy. Ek saai vanmôre. Weet jy wat, daar saad in die grond. Dan kan jy verwagting hê, daar sal 'n opbrengs wees. Die Here salf en die Here seën die vanmôre. Kom ek bid vir ons Vader. Ek bid dat hy die saad sal seën vir elkeen van ons vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Seën dit, multiply, vermenigvuldig dit. Want vanmôre gee jy vir die saaier in Jesus naam. Amen.